Vir altyd sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid. Heilig, heilig, vir altyd sal ek sing, heilig, 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 sal ek sing tot in ewigheid. Here, as hierdie groep vanaand hierdie ongelooflike lied sing oor die heiligheid van God, dan het ons waarskynlik op hierdie 8ste dag van Junie 2025 nie 'n idee waaroor dit gaan nie. Ons kan in ons geestelike wêreld daaroor dink. En ons kan die diepte daarvan probeer pyl. Maar ons het nie 'n idee nie. Want as u Johannes oproep om vir hom die hemel te wys in Openbaring 4, en hy die heerlikheid van God sien, dan val die ouderlinge voor hom neer. Dan val hulle voor hom neer. En daarom vra ons, vergewe ons, as ons nog nie daar is nie. Vergewe ons as ons nog nie die volkome grootheid van u heerlikheid en u almag verstaan nie. Want ons is nog te besig met ons wêreld, en ons in die wêreld. Dankie Here vir vanaand, en dankie vir die aande, waar ons met mekaar saam kan kom. Die gemeenskap van gelowiges is so belangrik. Amen. Dankie Pieter, dankie lofgroep. Vriende, wat het ons gebring by die reeks, wat ons sou sê die Heilige Gees vir ons gelei daarna toe, om oor so moeilike onderwerp eintlik te praat. Eintlik is dit meer moeilik as wat mens dink. Het is maklik om 'n teksvers te vat en die ontleding te gaan doen, en al die eksegese en al die goed te kan doen. Maar wanneer oor die sintuie praat ons oor iets anders. Ons was as 'n klompie predikante net so terloops, ek het vanoggend vir die gemeente gesê, ons gaan elke aand nagmaal gebruik, want die nagmaal raak die 5 sintuie. En daarom, dit gaan nie 'n vreeslike te-do wees nie, ek gaan vir julle vanaand sê, ruik, proe, wat ook al. Om die grootheid van die nagmaal, die grootheid van wat Jesus kom doen het, vir ons te kom illustreer. En ek het uit die Kaap uit, het Annemarie retief vir my 'n mosbrood, het sy vir my saamgestuur, sodat ons vir julle kan dit vanaand en môre aand as Isak oor reuk praat, dat ons dit kan doen. Vanaand proe ons mosbrood. Mos is die druiwe se mos wat gebruik word om die gis te word, om brood te maak. So dis 'n spesiale brood uit die Kaap uit, en ek het volgens sê die Four Cousins saam in my gemeente, en hulle het die wyn gestuur. So baie dankie aan hulle. Ons is klomp predikante in die ring van Swellendam, ons was so ongeveer 12, wat 'n maand gelede is ons klein baai toe, en het ons 'n predikante retreat gehou, so 'n bietjie spanbou onder mekaar en so 'n bietjie gesels, en hulle het iemand ingekry wat ons kom bedien het. En die eerste aand van hierdie byeenkoms, toe deel hy ons in 2 spanne, en hy sê, ek is iemand wat graag kos maak met kruie. So ek het nou vir julle 2 spanne, het ek nou kruie in 'n blikkie, of in 'n
plekkie. Julle moet ruik en vir my sê, watter kruie ruik julle? So het ons die kruie geruik en ons moes raai. Ek het die toets gedop. Ek het net, wat is die groen goed geruik? Want my ouers wou my nie huishoudkunde laat neem nie. Toe daarna, toe moes ons buitentoe gaan en vir die see kyk en sê, wat sien jy? En almal moes terugkom en sê, wat sien jy? En so het ons met die 5, hy het vir ons kos 2 potjies voorgemaak vir die proe. Sê, wat proe julle in hierdie potjies? So, dit was eintlik 'n 3 ongelooflike dae daar in Kleinbaai. En terwyl ek en Daniel Gous is my jeugoukie wat ek oplei, hy neem oor die einde van die jaar by my, is Dominee François Gous van Springs se seun. Toe ons daar sit en ek en hy sit by mekaar en ons in 'n span, ek sê, Daniel, hier's Pinkster. Ons moet vir ons mense in Ashton kom vertel oor die grootheid van God deur ons sintuie. En dat die Heilige Gees ons gaan help om die grootheid van God te kan raak sien, te kan raak ruik, te kan raak proe. En daarom het ons besluit op die tema van die 5 sintuie, naamlik ruik, sien, hoor, proe en voel. En toe ek nou daaroor begin dink en ek word stil voor die Here en ek sê, Here, help my om vir my net 'n begin te gee van hoe begin ek my tema hieroor. En die Here sê vir my, kan jy Tannie Jessie Maree onthou, Marius? Ek sê, ja, Here. Tannie Jessie Maree was so 'n onderwyseres en so by die 90, sy het in Huis-Leroux gebly en 'n aftree oor daar in Robertson, en sy het op 89 het sy haar bene verloor. Sy het haar enigste kind, sy is onderwyseres gewees, haar enigste kind verloor, haar dogtertjie, so sy het niemand gehad nie. En sy was in die tuis vir bejaardes daar in Huis-Leroux, en sy het haar bene verloor. En toe ek daar by Tannie Jessie kom, in die ouer huis, en Tannie Jessie sit, sy kan niks anders doen nie, toe sê ek, Tannie Jessie, dis absoluut verskriklik. Ek weet nie wat om vanmôre vir jou te sê nie. En Tannie Jessie, wat 'n diep kind van die Here was, antwoord om te sê, Dominee Marius, hulle kan my nog oral sien stoot. Want ek kan nog steeds sien, en ek kan nog steeds hoor, en ek kan nog steeds ruik, en ek kan nog steeds voel, en ek kan nog steeds proe. Dominee, wat wil ek meer hê? Wat wil ek meer hê? En dit is die probleem baie keer. 'n Mens kan jou net indink, om as jy vanaand hier sit, ons wat vanaand hier sit, wat al 5 die sintuie het, as jy vanaand hier sit, en jy kon nie meer sien nie, of jy kan nie meer hoor nie, maak nie saak wat dit is nie, maar as ek vanaand hier sit, en ek het een van my sintuie, wat ek nie sonder kan klaarkom nie, as ek dit verloor het, en ek besef, wat het ek verloor? En hoe belangrik is dit om dit te kan hê, en om dit te kan ervaar? Ons almal, wat deur 'n COVID-tyd was, nou ek weet nie wie van u het COVID gehad nie, sê net gou vir my, wie van u het COVID gehad? Wat hier in die kerk sit vanaand, wie COVID gehad? Wie van julle het julle proe verloor? Die sleg daarvan. En ons onthou hoe sleg dit was dat jy eet en jy weet nie wat jy eet eers eintlik nie. So die hele kwessie van smaak. Nou ons wil in hierdie reeks, ek en Isak wil in hierdie reeks kom by 'n plek waar ons wil kom sê, hoe gaan die Here ons help om sy absolute grootheid te ervaar? Van wie hy is, en wie hy werklik is, en hoe goed hy is, en hoe genadig hy is, deur elke aand op dit te fokus.
om in verwondering te gaan oor die grootheid van God. En vanaand oor die verskeidenheid daarvan. Ons leef in 'n wêreld en ons sien en ervaar dit. Sommige mense gaan Bosveld toe om die stilte te kan ervaar. Ander mense gaan Bosveld toe om die diere te sien. Ander mense gaan Bosveld toe om die natuur te ruik. Ander mense gaan Bosveld toe om die verskillende voeltjies te hoor chirp en goed. Die verskeidenheid van mense is iets wat ons nie altyd oordink nie, maar dat God sê, ek dink nie eensoortig nie. En as ons hierdie reeks begin, dan begin dit vanaand, dat jy, al is jy hoeveel jaar getroud met die persoon langs jou, dat jy verskil. En dat daai verskille so wyd soos die einde van die wêreld mag wees, ten opsigte van persoonlikheid, maar ook ten opsigte van die gawe van ons sintuie. Ek is glad nie 'n Wildtuinmens nie. Soos glad nie. Want ek sien nie die goed nie. Kyk daai bok, want ek kom weet wat 'n bok. Daar is 'n leeu, ek het 'n leeu nie gesien. Ek hou nie van die Wildtuin. Vanaand praat ons oor proe. Nou, geliefdes, kom ons sê gou vir die ou langs jou vanaand, ons like eet. Ons Afrikaners is plesierig. Ons hou van braaivleis, rugby en Toyotas. Ons is lief vir eet. Jy hoef nie daaroor te wonder, die kyk het na my. Ou vra my, wanneer gaan jy see toe? Ek sê Desember maand. Hy sê, hoekom het jy nou al jou tube aan? Kyk bietjie na al die kosprogramme op televisie. En Nicole in ons gemeente is 'n kind wat vanjaar dit gewen het. Hoeveel kosprogramme op televisie waaroor om vir mense die grootheid van God te kom vertel. Van kos. En hoe dit voorberei kan word. En hoe 'n Michelin chef dit voorberei. Ja, koekedoor en ons is trots op Lourens wat dit gewen het. En ons het nooit Jan se program gemis nie. Die kuns van kos en die verskeidenheid van voorsit. Hoeveel geld spandeer mense op eet? Op uiteet en op kos en op lekker eet en op saamwees. Geweldig. En dan natuurlik die mense se verskeidenheid van voorkeure van kos. Ek meen, daar's mense wat so van die pad af is dat hulle van sushi hou. Wys julle? Ons wil net sien, julle moet net teken daarvoor. Daar's mense wat absoluut uitverkoop is vir vis. Ander hou van vleis, ander hou van sout of soet. Vriende, dis nie maar net in jou ingebore nie. Dis God wat jou dit laat beleef. Besef jy dit? Besef net in hierdie oomblik dat jou lekker eet. 'n God wat die wêreld geskaap het, kyk na jou en hoe jy dit nou sê. Well done. Kyk hoe geniet hulle dit. Nou ek weet, dit het alles met smaak te doen, met God wat vir ons 'n wêreld skep, en dat dit nie 'n sonde is om dit te geniet nie. Trouwens, dis vir God goed om te sien dat ons sy natuur so geniet. Jesus Christus word mens, om wat te doen? Om God sigbaar te kom maak, om vir ons te kom wys, hoe hanteer hy kos? Hoe hanteer hy die verskeidenheid? Ons lees,
Dwars deur die Nuwe Testament, as Jesus saam met sy disippels is daar by verskeie plekke wat hy saam met hulle geëet het. Trouwens, daar's bykant nie 'n geleentheid wat hy nie saam met hulle geëet het nie. En wat hy bekommerd was, wat hulle het om te eet. As die disippels niks vis gevang het nie, dan staan hy op die strand en hy klaar die vis voorberei vir hulle. En as mense nie kos het nie, dan sê die disippels, stuur hulle huis toe. Jesus sê, nee, hierdie mense moet eet. En julle moet vir hulle kos gee. Here, wat het ons 5 brode en 2 visse? Die Here sê, maak nie saak nie, ek sal sorg dat mense kos het. En dan maak hy die 5 brode en 2 visse, maak hy genoeg kos. Hoekom? Want dis vir hom belangrik dat mense moet eet. Nie ongelooflik, so eenvoudig is. Vriende, dis amper te eenvoudig om vanaand daaroor te preek. Maar dat ek en jy net vanaand besef die grootheid van God, wat vir my en vir jou sê, geniet dit wat jy eet en wat jy drink. Die gemeenskap van gelowiges, die saamwees van mense. Kyk maar net na die kerkbazare, kyk maar net na wanneer ons familie byeenkomste is, kyk maar net hoe word 'n Kersfees ingevier. Dis altyd deel daarvan, is wat eet ons en hoe gaan ons dit saam geniet rondom die kos wat ons voorberei. As 'n mens die Bybel gaan blaai en jy moet 'n teks soek om oor proe te praat, dan is daar legio. Ek meen, kan jy vir jou indink dat die eerste mense wat God skape, bring hy in 'n tuin van Eden. En wat sê hy vir hulle? Van alles in hierdie tuin mag julle eet. My kinders, Adam en Eva, enjoy it. Geniet dit. En elke dag dan stap hy in hierdie tuin en dan kyk hy, wat se naam het hulle gegee? Hoe geniet hulle dit? Hoe ervaar hulle hierdie wonderlike wêreld wat hulle in geplaas is? Dit is nie mooi nie. Kan jy gedink het dat die volk stap en daar's nie kos nie, en ewe skielik reën dit kwartels en manna uit die hemel uit. Kan jy dink aan die vervoering waarmee hulle ingegaan het teenoor hierdie God wat hierdie goed kan gee? Kan jy dink aan die water toe hulle die water het en hulle is dors? En daar's nie water en die water kom uit die rots, oor hoe in vervoering hulle kon gegaan het oor hierdie God wat water uit 'n rots uit vir ons kan voorsien. En as die water bitter is en dan word dood eenvoudig op een of ander manier verander God dit en is die suiwerste, lekkerste water. Kan jy dink aan die grootheid van God? Nie wonderlik nie. Die vrugte wat die verspreiders teruggebring het en gesê het, dis die land. Julle, waarheen is ons op pad? Na hierdie land toe, wat hierdie vrugte het. Kan julle dink, hoe gaan ons dit geniet? En toe hulle deur die see gaan, toe staan daar, en toe het die manna in die kwartels opgehou, en hulle het van die vrugte van Kanaan begin lewe. Jesus se disippels, die 5 brode en die 2 visse, hoeveel hy dit meer gemaak het, en hulle kon dit geniet. Ek wil vanaand oor 3 teksgedeeltes baie kort met julle praat. Die eerste kry ons in Johannes 2. In Johannes 2 is die baie bekende gedeelte waar Jesus by die bruilof in Kana is. Nou, as julle die wêreld waar ek uitkom, Robertson, verstaan, dan is daar in my gemeente Ashton nie minder nie as 12 wynmakers. Onder andere Arabella, onder andere Excelsior, onder andere Van Loveren, onder andere Zandvliet, onder andere al die plekke is ons lidmate. En 'n wynmaker gaan ook proe. Hier in Kana gebeur dit, dat daar 'n bruilofsmaal is. En nou julle mooi luister vanaand. Hier's 'n bruilofsmaal. En dan gebeur daar iets by hierdie bruilofsmaal, wat 'n skande is. Die wyn is op. 'n bruilof het sy feesvier geleentheid verloor. Hallo? As daar nie wyn is nie.
Wat maak ons nou? Jesus se ma sê, vra hom. Hy weet. En ons ken die verhaal hoe dat Jesus hierdie sê, bring hierdie kanne vol water en maak hy heeltemal te veel wyn. En die wynkenner, wat die verskil tussen wyn ken, proe dit, en hy sê, luister, hoekom maak julle nou so op hierdie troue? Julle hou die beste wyn vir laaste. Op 'n troue, vir die feesviere, drink julle eers die beste wyn, as die mense lekker gedrink het, dan gee julle goedkoper wyn. Dit staan hier. En nou het julle die beste wyn tot laaste gehou. Waaroor gaan dit? Gaan oor proe. En dit gaan oor feesviering. Hoor dit? Gaan oor proe, en dit gaan oor feesviering. Maar dis nie waaroor Johannes 2 se bruilof in Kana gaan nie. Nee. As jy die regverdiging vir wyn en meer wyn en te veel wyn uit Kana wil kom haal, verstaan jy die Bybel verkeerd, en Isak sal die eerste wees wat vir jou kom sê, jy verstaan dit verkeerd. Want het het daaroor gegaan, dat die bruilof in Kana 'n direkte heenwysing moet wees, na Jesus Christus, wat sy lewe aan 'n kruis kom gee, en die water wat wyn word, die wyn wat sy bloed sou weerspieël, en dit mag nie te min wees nie, en dis die beste. So wat met die bruilof in Kana gebeur in Johannes 2, is dat, hoe proe ons dan nou die beste? En is so baie, en is 'n fees. Die fees is 'n sukses. In Lukas gebeur dit in Lukas 22 vers 19 tot 20, waar Jesus saam sy disippels is, en dan sal hulle daar by 'n feesmaal en drink en hulle eet, en dan ewe skielik kom hulle op 'n plek waarin Jesus sê, stop net 'n bietjie. Ja, ek het nie brood nie. Sal iemand vir my brood bring asseblief en wyn? Asseblief iemand daar agter bring vir my gou brood en wyn. Ekskuus, ek het nie gevat nie. En by daai geleentheid stop Jesus die maal, en hy sê vir die mense, neem die brood, jy moet wyn ook bring, hoor. Ek het ook die wyn, baie dankie. As hy nou daarby kom, gaan kry dit met so lank. Vriende, het jy daar oor gedink, van die 5 sintuie, is dit die enigste wat jy fisies inneem? Jesus kom by 'n geleentheid in Lukas 22, en hy sê vir mense, die disippels, baie dankie sis, baie dankie. En hy sê vir die disippels, neem die brood. Neem die brood. Neem nou julle brood. En eet dit. Moenie dit vat en weer neersit nie. Moenie dit vat en bære nie. Moenie dit vat en hou as 'n aandenking nie. Kyk, Isak gaan praat nog later oor tas. Ek praat oor tas. Die Rooms-Katholieke kyk, maak oop jou mond. Nie ons geloof nie. Ons Jesus sê, neem die brood met jou hand. En neem dit in. Want die brood, dis ek. Dis my liggaam. En ek het na die wêreld toe gekom, sodat ek in julle kan lewe. In jou kan wees. Nie naby jou nie. Nie iewers bo die dak nie. Nie iewers in die long past nie. Nie iewers in die verre toekoms nie. Neem die brood en eet dit.
en neem my, wat die Here Jesus is, maak my deel van jou lewe. Maak my deel van jou lewe. Die wyn is my bloed. My bloed is vir julle genesing, is vir die vergifnis van julle sondes. My bloed is om jou 'n nuwe mens te maak. Moenie nie daarna kyk nie, want dit is die probleem die wêreld sê, joh, die Here Jesus aan die kruis gesterwe, is 'n fantastiese boodskap, dankie dominee, ons hoor dit dominee. Nee. Jy moet dit inneem. Jy moet dit deel van jou maak. En vriende, dis vanaand die voorreg, dat jy by Pinkster 25 weer by 'n plek aankom, dat jy sê, Here, U bloed is vir my. Dit is nie maar net aan 'n kruis nie. Dit is in my. Dit is in my. U bloed is in my. Ek kan nie iemand anders wees as die mens in wie Jesus woon nie. Ek kan nie iemand anders wees as die Jesus wat my lewe wil regeer en beheers nie. Ek kan nie iemand anders wees as die Jesus wat my toekoms bepaal nie. En maak nie saak waar ons is nie, wil hy met Elise nie. Hy's by haar. Hy's in haar. En vanmôre, vanaand moet ek en jy dit as deel van die grootste fees wat daar ooit kan wees, moet ek en jy dit kan vier. Dit is nie 'n sad and solemn occasion nie. Dit is 'n blye geleentheid. Jesus is myn. En ek is syne. En dan sluit ek. By Matteus 5. Matteus 5 lees ons hierdie woorde. Julle is die sout vir die aarde. Wat die aarde beter plek moet maak. As fout verslaan het, kry mense dit op geen manier weer sout nie. Dit is onbruikbaar. Dit moet buitekant gegooi word. Julle is die sout. As ek en jy vanaand hier sê, Here, U is in ons. En U is deel van ons. En ons aanvaar dit, dat U in ons liggaam woon, dan sê jy vanaand, ek is deel van die sout, van die aarde, wat Delmas 'n beter plek moet maak. Ek is die een, wat aan die wêreld, wanneer hulle dit proe, dan is dit nie laf nie. Dan proe hulle die waarde van die ware heerlikheid. Daniel het met die jong mense in Ashton die kinderreeks gehou, en hy het vir hulle popcorn gevat. En hy sê, eet die popcorn. En hy sê, die popcorn is nie lekker nie, oom. Hy sê, hoekom is die popcorn nie lekker nie? Hy sê, daar is die sout op nie, oom. Ek en hy lag na dit, ek sê, Daniel, daar is baie mense wat ook nie lekker is. Hulle het die popcorn geëet, my kind. Maar nog nie die sout by nie. Jesus is die sout. En die Heilige Gees wil vanaand vir jou kom sê, jy is die sout van die dorp. Please go and make a difference. Amen. Here, baie dankie vir die voorreg van die gawe om te kan proe. Vir die gawe om lekker te kan eet. Vir die gawe om kos te kan geniet. Vir die gawe om vanaand huis te gaan en daar is kos by die huis. Dankie vir die verskeidenheid. Dankie dat ons Pinkster 25 vanaand saamkom by die eerste hand om te sê, Here, ons sien U grootheid.
in kos. In die verskeidenheid daarvan, in die lekkerte daarvan, in die heerlikheid van saam wees. En dat U dit in ons 'n blydskap wil maak. Wat 'n voorreg. Dankie Here, ons eer U en ons loof U in Jesus se naam. Amen. For my waking breath, for my daily bread, I depend on You. I depend on You. For the sun to rise, for my sleep at night, I depend on You. I depend on You. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I follow it, I depend on You. I depend on You for the victories still in front of me. I depend on You. I depend on You. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my life. I am Yours, forever You mine. Draw me close and teach me to abide. When I pass through death, as I enter rest, I depend on You. I depend on You for eternal life, to be raised with Christ. I depend on You. I depend on You. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my life. I am Yours, forever You mine. Draw me close and teach me to abide. Willie, sal jy vanaand huis toe gaan en vir Elise gaan sê, ek het oor proe gepraat. En die lekkerste wat ek waarskynlik in my lewe in Delmas geëet het, was Elise se skaapkop. Sal jy dit vir haar sê? Ek sal dit nooit vergeet nie. Ons sluit af. Sê vir mekaar hierdie woorde. Psalm 34 vers 9. Sê dit. Sê dit weer. Proe en sien dat God goed is. Die Here seën julle. Bye. For my waking breath, for my daily bread, I depend
depend on you for the sun to rise, for my sleep.